In die nuus vanaand, Suid-Afrika en Italië onderteken 'n ooreenkoms by hul eerste jaarlikse landbousakeforum ten opsigte van handelsmoontlikhede en beleggings. Die familie van Liverno van Wyk, wat 4 jaar gelede spoorloos uit Appington verdwyn het, sê hulle hoop steeds om hom lewend te vind. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans. Hartlik goeienaand en welkom. Die Suid-Afrikaanse en Italiaanse ministers van landbou het 'n ooreenkoms in Kaapstad onderteken ten opsigte van handelsmoontlikhede en beleggings in die landbousektor. Op die sakelys tydens die eerste jaarlikse Suid-Afrika-Italië landbousakeforum is voedselsekerheid, die uitbreiding van landbouproduksie en klimaatsbestande landboustelsels. Ons gaan voort met die nuus. Die adjunkminister van Binnelandse Sake, Njabulo Nzuza, sê gesamentlike inspeksies wat die Departement van Arbeid en die Suid-Afrikaanse Polisie diens betrek, is onderweg om besighede te teiken wat vermoedelik ongedokumenteerde buitelandse burgers in diens neem. Nzuza sê individue wat tydens die klopjagte in hegtenis geneem word, sal by plaaslike polisiekantore aangehou word totdat 'n deportasieproses voor 'n landros afgehandel is. Die adjunkminister het die departement se aksieplan uiteengesit na aanleiding van president Cyril Ramaphosa se nasionale toespraak Sondag, waar hy strenger ingrypings aangekondig het om onwettige immigrasie aan te spreek en die nakoming van arbeids- en immigrasiewette te versterk. We do accept that law enforcement operations, as the President said, must be heightened. We have already started the process of doing that. We have done some inspections as of last week, which are being done now in a joint manner between ourselves as Home Affairs, including the SAPS as well as Labour. What we are doing is not that those operations must be done when we are there ourselves as deputy ministers, but they must be done even when we have left. We have given strict instructions that the teams must continue to work together. We'll be also be doing some more inspections also this week and the weeks to come to make sure that those who are in the country illegally are then deported. Intussen het die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking duidelikheid gegee oor 'n berig wat op die SAIK radio uitgesaai was, dat lande gevra sal word om vir die deportasie van hul burgers te betaal. Dirkou sê dit is nog net 'n voorstel wat hulle ondersoek en dat dit nog nie regeringsbeleid is nie. Die woordvoerder van die departement, Crispin Piri, sê die regering ondersoek maatreëls om samewerking te versterk met lande wie se burgers aangehou word of gedeporteer moet word. Hy sê die moontlikheid om sodanige koste deur die Departement van Binnelandse Sake te verhaal is van die opsies wat oorweeg word. Terug na die storie oor Suid-Afrika en Italië se ooreenkoms ten opsigte van handelsmoontlikhede en beleggings in die landbousektor. Die vennootskap volg te midde van toenemende globale druk op voedselproduksie, ondanks hulpbrontekorte en die impak van klimaatsverandering. We want to produce more food using less resources. We want to strengthen rural economies and create jobs. We want to build resilient food systems capable of withstanding climate shocks, disease outbreaks and market disruptions. Suid-Afrika wil nuwe beleggings lok, nuwe tegnologie ontluik en kundigheid gebruik om die landbousektor uit te brei. President Ramaphosa has set an ambitious objective of increasing value addition within South Africa's agricultural sector by 30%. As a government, we're working very hard to create the conditions necessary to turn that ambition into reality. And partnerships such as the one that we build today with Italy will be central to achieving it. Vir Italië skep die ooreenkoms die geleentheid vir Italiaanse ondernemings om toegang te verkry tot Suid-Afrika se landbouvoedselwaardeketting. Italy's goal is to promote a model of international cooperation based on sustainable development, innovation, and the creation of shared value. We want to strengthen partnerships, mobilize scientific expertise, and invest in climate-resilient agri-food innovation. The Italian companies here today are ready to take on the challenges and opportunity offered by this rapidly evolving area. Met klimaatsverandering, voedselsekerheid en ekonomiese groei hoog op die sakelys,
hoop albei lande dat die vennootskap tasbare voordele vir boere, ondernemings en verbruikers sal inhou. Die Suid-Afrikaanse ekonomie het in die eerste kwartaal met 0,5% gegroei, meer as wat verwag is. Statistiek Suid-Afrika se jongste bruto binnelandse produk kom in 'n tyd waar die volle uitwerking van die oorlog in die Midde-Ooste op die ekonomie nog nie gevoel is nie. Ondanks trae ekonomiese aktiwiteit is dit die 6de agtereenvolgende kwartaal wat positiewe groei getoon het. Die syfers is effens hoër as die 0,4% groei wat in die 4de kwartaal verlede jaar aangeteken is. Die finansiële dienste, landbou, handel en mynbousektore het tot die groei bygedra. When we look at what happened during the fourth quarter of 2025, comparing it with the first quarter of 2026, we can see that at the time, while we grew at 0.4%, meaning the fourth quarter of 2025, we had actually seen industries going different ways. But this time we have an overall or a universal growth, save the manufacturing industry, which has grown in the negative 0.8%. Die data toon verder dat huishoudelike besteding met 0,1% gestyg het. Ekonome maan dat hoewel die ekonomiese groei hoër is as verwag, dit in die konteks van 'n lae beginpunt gesien moet word. However, what's important to note is that, we're sort of coming off a low base within the South African space, so we want to continue to see this trajectory of positive numbers before we can say sustainably that we are moving in the right direction. Right? Ekonome verwag 'n verlangsaming in BBP-groei weens die konflik in die Midde-Ooste en die gevolglike toename in brandstofpryse. Business confidence has already deteriorated in the second quarter, and we expect mounting pressure on consumers who were already under strain prior to the fuel price shock. Conditions are likely to worsen further from the second quarter as fuel prices surged and interest rates increased. The impact of the Iran war on SA economic growth, however, is being counteracted by SA's elevated terms of trade and support from ongoing policy reforms. We continue to expect a moderate improvement in growth to around 2% over the medium term. Op 'n jaarlikse basis het die BBP met 1,9% gegroei. Kongolese owerhede het pogings om die verdere verspreiding van die Ebola-virus in die oostelike en noordoostelike dele van die land hok te slaan verskerp. Ebola is by nagenoeg 600 persone in die Demokratiese Republiek die Kongo en sy buurland Uganda gediagnoseer en minstens 91 is dood aan die virus. Volgens die regering het hy nie net sy toetssentrums opgeknap nie, maar ook die weermag ontplooi om humanitêre werkers asook mediese personeel wat pasiënte behandel te beskerm. Die lughawe in Bunia in die Ituri-provinsie is ook weer gesluit weens kommernisse oor die verspreiding van Ebola nadat dit verlede week vir kommersiële vlugte heropen is. Die Amerikaanse regering het intussen onderneem om $80 miljoen vir hulpverlening te skenk, terwyl die Europese Kommissie aangekondig het dat hy $5,7 miljoen tersyde sal stel om die uitbreking te beheer. 4 mense is steeds vermis na 'n dodelike aardbewing gister in General Santos City in die suidelike Filippyne. Minstens 37 mense is dood en meer as 400 beseer. Die aardbewing kom 8 maande na die land se dodelikste een in 12 jaar, toe 'n skudding wat 6,9 op die Richterskaal gemeet het, die sentrale eiland Cebu getref het. Altesaam 79 mense is toe dood. Gister se aardbewing het 7,8 gemeet en het tot tsunami-waarskuwings in verskeie lande gelei. Amptenare is hoopvol dat die dodetal nie verder sal styg nie. Nuwe kommer het opgevlam oor die veiligheid van een van die wêreld se besigste skeepsroetes nadat Jemen se Houthi-beweging gewaarsku het hy moontlik 'n verbod kan plaas op maritieme verkeer in die Rooi See wat met Israel verbind kan word. Die aankondiging volg na verskerpte spanning tussen Israel, Iran en hulle streeksvernote. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu het gister gewaarsku Israel sal nie terughou as Iran enige verdere aanvalle loods nie. Hy het die stelling gemaak nadat Israel en Iran beide ingestem het om aanvalle te staak na 'n versoek van Amerika se president Donald Trump. As die terroriste regering die fout maak om ons weer aan te val, sal ons met mag reageer, want Israel het die reg om homself te verdedig en sal dit uitoefen wanneer dit nodig is. Netanyahu het ook 'n verdere waarskuwing gerig.
Hulle het gedink hulle kan Israel vanaf Libanese en Iraniese grondgebied aanval en dat ons nie sal reageer nie. Maar dit het en sal nie gebeur nie. Ure later het Jemen se Houthis die waarskuwing uitgereik. Ons verklaar 'n volle en totale verbod op die vyandage Israeliese maritieme verkeer in die Rooi See. En ons beskou alle vyandage bewegings as militêre tekens. Die groep het verantwoordelikheid aanvaar vir missielaanval op Israel en gesê sy aanvalle sal verskerp indien die konflik voortgaan. Ons bevestig dat ons op aanvalle sal reageer met aanvalle en dat ons militêre operasies sal verskerp soos wat die konflik toeneem. Sedert die straat van Hormuz gesluit is, het Saudi-Arabië meer as 70% van sy Brent-olie na die Rooi See hawe Yanbu verskuif om die druk op energievoorraad te verlig. Ontleeders waarsku dat voortsleppende ontwrigting in die Rooi See energiemarkte negatief sal beïnvloed. Ons het nog nuus in Afrikaans net hierna, bly gerus ingeskakel. Welkom terug. Dit is 4 jaar sedert Lee Wernau van Wyk spoorloos uit Appington verdwyn het. Die graad oorleerling het in 2022 vermis geraak nadat hy saam met maatjies langs die treinspoor in Louisville weggespeel het. Die familie soek antwoorde en is hoopvol dat hy nog leef en veilig sal terugkeer huis toe. Die organisasie sonder winsbejag, Vermiste Kinders Suid-Afrika, is bekommerd oor die hoë aantal kinders wat as vermis aangemeld word. Daarna dat Lee Wernau in 2022 vermis geraak het die gemeenskap saam met sy familie 'n grootskaalse soektog na die 5-jarige seentjie begin. Sy familie vrees dat hul kind vergeet sal word met verloop van tyd. It breaks my heart to see his parents suffer every day. We constantly worry if he is home, if he has eaten and where he is sleeping. The whole family is stuck in limbo and we cannot find peace because we do not know what happened to our boy. In the beginning, the G police dogs, the community search the farms, the railway lines, but found nothing. The police says the case is still open, but the physical searching has stopped. Our biggest fear is that everyone will just forget about it. Verlede week het die 25-jarige Iman Manzana se ma hom as vermis aangemeld. Die jong man is verlede maand laas gesien toe hy in die omgewing van Koelsberg uit 'n taxi geklim het. Nog 'n ma van Appington hoop dat haar dogter Charlene Julius, wat sedert 2021 vermis is, gevind sal word. Vermiste Kinders Suid-Afrika sê die aantal kinders wat as vermis aangemeld word, is besig om kriesafmetings aan te neem. Unfortunately, we don't have the proper numbers, but it's a daily occurrence. It's not something that we do get in just once a month or twice a month. Every single day, we've got multiple cases being reported to our organization, whether it's children or adults. We're facing a crisis in South Africa with children going missing, especially when it comes to kidnapping and human trafficking and children running away from home due to abuse. So this is something that's a daily occurrence in our country, and we really need to up our safety in our country for our children. Volgens die polisie ondersoek hulle steeds Lee Wernau se saak, maar dat daar geen nuwe verwikkelinge is nie. Die Van Wyk familie is vasbeslote om hom te vind en hoop dat Lee Wernau veilig sal terugkeer huis toe. Die assistent-direkteur van ondersoeke by die Onafhanklike Polisie-direktoraat of OPOD, Takalani Zelda Maposho, se ondersoekverslag na die Eriton Scania dwelmklopjag van R300 miljoen in Julie 2021 was onder die soeklig by die Madlanga Kommissie van Ondersoek, spesifiek haar bevindings van regsveruideling teen die misdaad-intelligensiebeampte generaal-majoor Feroz Khan en senior valkebeamptes sonder die nodige gronde. Maposho het 'n klagte ondersoek wat die eerste beamptes wat op die toneel was, naamlik Samuel Mashaba, sergeant Steve Pakula en adjudantbeampte Marumo Magane gelê het. Die klagte was teen die valkebeamptes wat op die toneel aangekom het en hulle in hegtenis geneem het.
Maposho het onder skoot gekom vir haar ondersoekverslag na die gedrag van generaal-majoor Khan en ander senior valkebeamptes tydens die dwelmfonds in Ereton. Sy is gevra oor die bevindings wat sy gemaak het, sonder om die omstandighede oor hulle teenwoordigheid op die toneel te ondersoek. You accept that, at least from these statements by Sergeant Pakula and Sergeant Sape, there are no elements of defeating the end of justice. If you accept, are you willing to accept that at least on these statements alone? I accept commissioners, however, I do indicate that there was an element of interference. Sy het ook tot die gevolgtrekking gekom dat Khan versuim het om te verduidelik hoekom hy daar was. Dit terwyl hy in sy verklaring voor die ondersoek verduidelik het hoekom hy op die toneel was en afgelei het dat die beamptes wat eerste op die toneel was, glo onwettig daar was. In your report, you say he could not explain his role at the scene. And Commissioner Baloyi says, why do you say that when in his affidavit to you, he has explained his role at the scene? You may not like his explanation. You may think his explanation is nonsense, but it's not correct to say he did not explain his role or could not explain his role. Intussen het die tweede getuie vir die dag, getuie I, wat gedeeltelik in kamera voor die kommissie verskyn het, gesê hy was besorg oor Khan en die valkehoof in Gauteng, generaal-majoor Ibrahim Kadwa, se aksies op die toneel wat hy beskryf het as magsmisbruik. I was concerned that these actions appeared to be an effort to protect both the driver of the truck found with drugs and to obscure the origin of the vehicle and its contents. The fact that General Khan took driver of truck where he was contained and moved him away from the scene so he can disappear. This was clear manipulation of members and the misuse of authority to pursue undisclosed or improper objectives. Die kommissie duur môre voort. En nou vir die markaanwysers, soos om 5 uur vanmiddag met die sluiting van die JSE. Bly gerus ingeskakel vir ons sportsegment, asook die weer vir môre. Dis net na die reklamebreek. Ten spyte daarvan dat Suid-Afrika die laagste gekeur is in groep A vir die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi, is hy oorgehaal vir sy wedstryd donderdag teen Mexico. Dit is die belofte van die Bafana Bafana afrigter Hugo Broos. It will be for us also a special and fantastic experience because my players never played in that situation. So it will be for us very important that we keep ourselves at the game plan and that we don't listen to what is happening on the stands. We all know that there will be how much Mexicans in the stadium and maybe a few South Africans. So we don't have to count on the support of South Africans in the stadium. But we know that we have the support of all the nation. And we felt that in the past days. En dis dan al vir vanaand. Ons groet tot môre aand. Totsiens.
Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref mooi weer kom voor in die grootste dele van die land met bewolkte toestande wat voorkom op Mpumalanga, KwaZulu-Natal, asook in die Oos-Kaap en dele van die Wes-Kaap. Lig tot matige wind kan verwag word langs die kus asook in die binneland. Enkele buie kan ook verwag word langs KwaZulu-Natal kus asook in grensende binneland. Kom ons kyk nou na môre. Bewolkte toestande kom voor. Dit strek van Limpopo, Mpumalanga asook in KwaZulu-Natal asook in die oostelike dele van die Vrystaat en dele van Lesotho. Lig tot matige wind kan verwag word langs die kus asook in die binneland. Kom ons kyk na ons provinsiale minimum en maximum temperature. In Gauteng 'n koel dag kan verwag word. Pretoria het 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 9. Johannesburg se maksimum is 17 en 'n minimum van 7 grade. In Limpopo gedeeltelik bewolkte toestande kan verwag word. Anders temperatuur in die laat 20s. Messina het 'n maksimum van 24 grade en 'n minimum van 12. Tzaneen se maksimum is 21 en het 'n minimum van 8 grade. In Mpumalanga gedeeltelik bewolkte toestande kom voor, anders is koel. Temperatuur onder 20 grade kan verwag word. Carolina se minimum is 3 met 'n maksimum van 19 grade. In KwaZulu-Natal bewolkte toestande kom voor, anders is koel. Kokstad is 'n bietjie kouer oornag met 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 19 grade. Richards Bay se minimum is 16 en 'n maksimum van 23. In die Oos-Kaap bewolkte toestande kom voor in die grootste dele van hierdie provinsie. Anders is dit koud. Willowmore se minimum is 6 met 'n maksimum van 19 grade. Gqeberha se maksimum is 21. In die Wes-Kaap 'n koel dag kan ook verwag word in die provinsie. George se maksimum is 20 met 'n minimum van 19. Kaapstad se maksimum is 18 grade. In KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolkte toestande kom voor, ander dit koel. Appington se maksimum is 23 en 'n minimum van 4. Kalvini het 'n maksimum van 22 en 'n minimum van 6. Terug na die binneland in die Vrystaat, 'n koel dag kan kan verwag word. Bloemfontein se maksimum is 19 grade asook voor die Smit. Gariepdam met 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 16. Dan laastens Noordwes, 'n koel dag kan verwag word in die provinsie. Rustenburg het 'n maksimum van 21 asook Mahikeng. Tosca se maksimum is 22 grade en 'n minimum van 3. Dis dan al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.